Julle is so stil soos muis. Julle is seker in die NG Kerk. Maar julle is allemaal baie welkom vanaand hier. Dit is vir my 'n besonderse aand, omdat dit 'n besonderse gebeurtenis is. Dit wat die Here vir ons gedoen het, is ons wonderlik. En min dinge kan so afgebring word na God se grootheid en liefde, is dit wat Kersfees vir ons sê en bring. Nou ek wil so min as moontlik praat, en as ek nie vir iemand dankie sê nie, wat dink hy hoort voor dankie gesê te word, vergewe my daarvoor. Maar julle kan ons dink, dat dit wat hiervoor gebou is, vra 'n klomp mense se insette. En agter op ons program is daar nou mense wat vermeld word, maar daar is nou mense wat nie vermeld word. En vir hulle sê ons ook besonder dankie. Ek wil 'n plig, ek dink dit is my laaste plig wat ek in Verdienst NG Kerk doen, om vir julle te sê, dat die kerkraad het vanmôre vir Hannes van Deventer, 'n jong man van Pretoria, beroep. Ek moet dit sê, sodat julle kan sê, julle wil hom hê of julle hom nie wil hê. So, dit is 'n goedkeuringsvraag. So, ek kom dat Hannes se naam af, bid vir die man asseblief, dat hy die regte leiding kry. Ek wil in die besonder verwelkom vanaand. Weet julle, vir die 3 jaar wat ek in Verlies was, het ek 'n behoefte en 'n wens gehad dat ons as Christene so bietjie kan oor grense kan saam wees. En veral ons ander geloofsfamilie in Verlies wat vanaand saam met ons hier is, sê ons, dankie dat julle hierdie grense oorstap het en hier by ons kom aansluit het. Ons het probeer om nie vanaand vir julle 'n konsert aan te bied nie, maar ons het van plaaslike talent gebruik gemaak en van mense wat gawes het om te doen wat ons in Verlies die beste kan doen. En julle gaan ons verdra, maar julle gaan dit ook geniet en julle gaan ook lag vir ons foute. Baie dankie vir elkeen van julle wat vanaand hier is. Hierdie hele storie, en daar sal die dametjie daarbo met 'n televisiekamera, ons is môre op Kyknet. Nee, ons gaan lewendig hierdie ding uitsend, so as jy dit belangstel, sal ons vir jou die Afrikaanse link stuur, sodat jy kan koppel en dit kan herkyk as jy wil. Ek moet net daarom ook ons kerk jeuggroep baie dankie sê. Hulle doen die klimwerk, hulle doen die moeilike werk, en hulle is 'n jong groepie mense, maar hulle is Christene wat ook die Here probeer dien met hulle gawes. Dankie vir wat julle ook gedoen het. Ons offers word opgeneem as ons by die deure uitgaan. Ek het afgekom, julle sien wat bo staan, goeie tyding. Ek het afgekom in Jesaja 40 vers 9 op hierdie pragtige woord wat Jesaja ontvang het. Hy het gesê, klim op 'n hoë berg, roep hard uit, jy wat die goeie tyding moet bring. Sê vir Verlies, daar staan, sê vir die stede, sê vir Verlies, julle God is lief. Ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir julle almal van betekenis is. Here, seën asseblief vanaand ons samesyn. Seën ons poging. Seën ons as ons voor U ons knieë buig, as die enigste een op die aarde wat verdien om voorgebuig te word. Seën ons in die naam van ons Vader, in die naam van Jesus, ons Here, in die naam van die Heilige Gees, ons inwonende krag. Amen. Kom ons sing lied 358, se 3 verse.
gehou. Ekskuus dat my die klank kom aan en aan. Ek probeer weer. Ek sê venster is 'n wonderlike toevoeging tot enige gebou. Daarmee kan jy uitkyk na buite en God se skepping geniet. Daarmee kan jy ook inkyk in 'n huis tot in die hart van 'n gesin. God het vensters gemaak in die geskiedenis van sy pad met mense. En daarna wil ons vanaand kyk, God se vensters op die geskiedenis. Ek lees die verhaal van 'n arm, eensame man, wie se werk dit was om elke aand in sy dorp die gaslampe in die straat brand te maak. Hy sê van sy werk dat dit vir hom 'n wonderlike ervaring was, dat hy die een is wat die straat agter hom van donkerte verander in lig. Maar daar was een negatiewe ervaring aan sy werk. Soos hy met sy lig straat afstap, trek die inwoners die een na die ander die gordyne voor hulle vensters toe en dan sluit dit hom uit. Niks het hom so verstote, so eensaam laat voel, as wanneer 'n gelukkige gesin rondom 'n tafel in 'n huis sit, en as die ligte aankom, dan maak hulle huis se gordyne toe. Kersfees is die gebeurtenis waar God van lig sy vensters oopmaak, wat inkyk tot in sy huis, tot in God se hart. Kom kyk saam met my deur God se eerste oop venster. En dit is die voorspellings in die Ou Testament van Christus. Ek kom, soos dit in die boekrol van aan my voorgeskryf is. Kom ons sing 504, vers 1 en 4 en julle hoef nie op te staan.
daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal laat opskiet. 'n koning wat die verstanding Die Here het 'n eed teenoor Dawid afgelê. Ek sal een van jou eie seuns in jou plek laat koning word. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. So sê die Here my God, ek gaan in Sion 'n klip neersit, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip, hy wat fundament aan fundament sal sluit. Maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die familie. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Hy sal na vore kom en sy volk lei. Hy sal vrede bring. Volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Voor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. 'n Seun is aan ons beloof. Hy sal genoem word Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevorst. Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hongsvul van 'n donkie.
leef steeds in versloot. Verloofdes en aborties maak miljoene mense dood. En die dwaasheid van die mensheid word die wysheid van die Heer. Strome vuil beskuldig, vernietig die natuur. Maar te midde van al hierdie chaos, wat ons glad nie meer kan keer, weet my hart verseker, hier weet ek op meer. O, ek weet het gewis, dat hierdie hier is. En o, ek glo het gewis, dat hierdie ons God en Wie sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sal keer, om as regter te kom oordeel en as koning te regeer. Staan jy nou en kan jy sien, wie God stoot vir ons 'n tweede venster oop in die geskiedenis. En dit is die Christus vervulling. Toe alles reg was, die woord sê, in die volheid van die tyd, het God 'n groot venster uit sy hart uit oopgemaak. En dit het so gebeur. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan met hom geskryf geword. Kolossense 3:4-5 en ons sit. Dit dis eers Hebreërs 10:7. Toe word gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil te doen. In die boekrol is dit van my geskrywe. Goed, nou is dit 3:4-5. Oh,
was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen ander plek in die herberg was nie. Halleluja.
Vir wie is hierdie goeie tyding? Vir die engele. Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. Vir wie is hierdie goeie tyding? Vir herders in die oop veld. Daar was skaapwagters in daardie omgewing. Ons sing ook lied 364 oor die herders.
wyse manne uit die ooste. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het die sterrekykers in die ooste in Jerusalem aangekom. Nadat hulle die koning aangehoor het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom, het hulle gelei totdat dit gaan staan het voor die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en hom aan hom hulde gebring. Daarna het hulle reissakke opgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook en mirre. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê: "Laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir hierdie mense."
Ons gaan oor tot die volgende faset en ons vra die vraag: waarom hierdie vervulling? Waarom hierdie kind in die krib? Sodat God as mens by ons kan kom woon. Die woord het mens geword en oor ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het.
die vervulling van hierdie belofte van die Ou Testament, sodat Jesus die lig kon bring vir ons. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kan dit nie verdoor nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om getuienis af te lê. Hy moes van die lig vertel, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes vir die lig getuig. Die ware lig, wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld. Jesus na hierdie aarde toe gekom, sodat hy vir jou kan kom red. Terwyl hy dit in gedagte gehad het om van haar te skei, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. It's for
Die tema van die aand is 'n driedubbele goeie tyding. Ek wens, ek bid, dat dit jou bereik het. Hoe sê die engel praat? Moenie bang wees nie. Maar kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyd. 'n Groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.
Hierdie goeie tyding lei na 'n derde venster in God se hart. En daardie venster staan op 'n skreefie oop. Ons sien nog nie alles nie. Alles is nog nie vir ons duidelik nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stil na die hemel kyk, en daar steeds 2 mans in wit klere by hulle staan. En die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom gaan julle so na die hemel en kyk? Nie die Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle om na die hemel te sien. Die 4 lewende wesens het dag en nag sonder om te rus gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Give us
Openbaring 22 vers 20 asseblief. Kom ons staan op en dan sing ons, en ek dink julle kan beter doen as wat ons tot hiertoe gedoen het. Kom ons wys dit met die oorwinningslied en die afsluit seënlied.
Sonder jou as jy sou vat, dan draai